Annie Haas het daardie aand heerlik geslaap in tante Tosseltjie se warm bed. Sy het gedroom hoe ou Jakkals haar wou vang en net hoe hy haar wou bespring, toe val ou Jakkals op die gras uit soos 'n kers. Het jy lekker geslaap, Annie? Vra tante Tosseltjie toe Annie by die kombuis instap vir ontbyt. Oppetie, goeiemôre tante. Groet Annie Haas vriendelik. Ag, heerlik, dankie. Maar hoppetie, ek het gedroom hoe ou Jakkals my weer wou vang. Tante Tosseltjie lag lekker. Ja, my kind. Dit is maar hoe ons ou verstandjies werk met sulke dinge. In die nag wanneer ons slaap, droom ons van die ou nare goed, sodat ons die volgende oggend kan rustig wees en weet dit was darm net 'n droom. Kom, hier is vir jou lekker vrugte uit my eie tuintjie hier agter. Hoppetie, tante, maar dit lyk heerlik. Tante is regtig fliks. Hoppetie, baie dankie. Sê Annie en begin sommer lekker smil aan al die heerlike vrugte. Vandag moet ek weer verder draf na my ouma Heila se huisie toe. Ek weet dit is nog ver, maar elke treukie maak die pad korter. Hoppetie, hoppetie. Annie kind, ek het by Tinkie gehoor die rivier het verlede nag afgekom. Daar was 'n groot storm in die Towerberg en nou kom al daardie water in die rivier af. Ek weet tog nie hoe jy oor die rivier gaan kom nie, sê tante Tosseltjie, terwyl sy vir haar 'n koppie witgat wortelkoffie inskink. Hoppetie, maar dis nou sleg. Sê Annie. Toe maar tante, ek is mos 'n slim hasie. Daar is altyd 'n plan. Ek moet net mooi dink. My liewe tante Tosseltjie, ek moet weer aan, hoppetie. Ek is seker daar sal 'n manier wees om oor die rivier te kom. Sê Annie, nadat sy al haar vrugte opgeëet het. Ai my kind, ek gaan tog so bekommerd wees as ek weet jy's daar in die groot gevaar, sê tante Tosseltjie en sy sit 'n sakkie met padkos op die tafel by Annie Haas neer. Hier is vir jou 'n bietjie padkossie. Jy gaan beslis honger word langs die pad. Hoppetie, maar hoe lief is ek nie vir tante nie. Baie dankie, dit gaan regtig baie lekker wees, sê Annie Haas. En nou toe, hier is ook vir jou 'n botteltjie water vir wanneer jy dors word. Baie dankie, my liefste tante Tosseltjie. Tante is die heel beste. Hoppetie. Ek dink ek het nou alles. Ek kan nie te veel goed saamdra nie, anders kan ek nie vinnig genoeg hardloop as ek moet nie, sê Annie Haas. Het jy jou klein botteltjie met die stinkmuis ontspiroei? Vra tante Tosseltjie. Hoppetie, nee, dit staan nog op die kassie langs die bed. Dit nou net goed en wel, tante het my herinner. Anders is ek nou weg daarsonder, sê Annie en spring gou in die gang af slaapkamer toe om die botteltjie te gaan haal. So ja, nou is dit veilig in my sak, sê Annie en groet haar tante mooi. Toe die sonnetjie reg bokant Annie Haas se kop skyn, is sy by die groot rivier wat afkom. Hierdie rivier lyk darem nou baie gevaarlik. Ek sal nie hier kan deurgaan nie. Wag, ek sal al langs die rivier afdraf en kyk of daar dalk 'n groot stomp oor die rivier lê waar ek kan loop. Hoppetie. Annie Haas draf ligvoets oor die klippe en takke op die rivieroewer. Dit lyk darem asof die rivier nie so sterk vloei nie. Dit lyk selfs nogal 'n bietjie vlakker hier. Hoppie! Sy gaan sit langs die rivier en drink van die heerlike water uit haar botteltjie en eet 'n heerlike rooi wangappel. Net toe sy die laaste stukkie van die appel afsluk, sien sy iets beweeg by die rivier se water langs die kant. Sy hop nader om te sien wat dit is. My hoppetie, is dit tog nie jy nie, Wiekes waterskilpad? Sê Annie. Ai my liewe Annie, sê arme ou Wiekes uit asem. Ek is nou bly om jou te sien. Help my asseblief. Ou Krokkie krokodil is weer vandag daarop uit om alles wat beweeg op te eet. As hy my hier sien spartel, gaan hy my sekerlik vang. Hoppetie, dit sal die dag wees. Kom, ek help jou om uit die water te kom.
Hannie wip tot by die water en kan sien ou arme Wikus waterskilpad is al poot uit soos hy probeer om oor die modderwal te klouter. Hannie trek en trek vir al wat sy werd is. En dit was nie lank nie, toe is ou Wikus veilig op die warm riviersand. O, baie dankie, Hannie Haas. Jy het vandag my lewe gered. Hoe kan ek jou ooit vergoed daarvoor? Sê ou Wikus en wil net huil van dankbaarheid. Hoppatee Wikus, ek is net bly jy is nou veilig. Jy hoef my nie te vergoed nie. As mens nie meer iets goed vir 'n ander kan doen sonder om altyd vergoeding te verwag nie, kom dit nie uit jou hart uit nie. Dan sou dit beter wees as jy dit eerder glad nie gedoen het nie. Maar dalk kan jy vir my help, Wikus. Hoppatee, ek is op pad na my ouma Heila toe. Ek moet oor die rivier kom, hoppatee. Want die pad na my ouma toe gaan oorkant die rivier verder. Het jy nie dalk gesien of daar dalk 'n plekkie is waar ek kan oorgaan nie? Vra Hannie. Kan jy dit glo? Ek weet net hoe jy oor die rivier kan kom. Kom ons loop nou net 'n bietjie hoër teen die rivier op, dan wys ek jou, sê Wikus en begin aanstap. Hy stap nogal vinnig en Hannie moet hop om by te bly. En so stap die twee tot laat die middag. Hier is ons, sê Wikus waterskilpad ewe opgewonde. Hoppatee, maar ek sien dan niks. Dis net rivierwater, hoppatee, sê Hannie verbaas. Dis juist die ding, Hannie. Ou Krokkie kom nie sommer aan hierdie kant van die rivier nie, en die water is ook nie so rof soos daar aan die ander kant nie. Kyk, jy kan die bodem van die rivier ook hier sien, sê Wikus opgewonde. Hoppatee, nou is ek seker bietjie dom, want ek weet nog steeds nie hoe ek aan die ander kant gaan kom nie. Hoppatee, sug Hannie. Wikus lag sommer lekker. Dit's maklik, Hannie Haas. Ek gaan nou hier in die vlakwater staan en dan klim jy op my rug. Ek swem dan met jou op my rug oor die rivier. En wanneer ons aan die ander kant kom, kan jy net afspring. Hannie se haasoogies rek so groot so spierings en haar haasore staan sommer so penoorent. hoppatee hop, dit het ek nog nooit gedoen nie, Wikus, sê Hannie ietwat benoud. Dan is dit tyd dat jy dit probeer. Kom, sê Wikus en stap stadig by die vlak kant die koel rivierwater in. Kom nou, Hannie, klim op. Hoe gouer ons oorgaan, hoe beter. En ons moenie te veel lawaai maak nie. Dit sal onnodig aandag trek. Hannie wip nader en klim versigtig op Wikus se rug. Hoppatee. Nou moet jy net mooi vashou aan die kante van my dop. En kyk goed om ons. Klop hard teen my dop as jy iets sien wat jy nie vertrou nie, sê Wikus waterskilpad en begin stadig in die water ingly. Jy moet vashou, Hannie Haas, sê Wikus waterskilpad. Hoppatee! Is al wat Hannie Haas kan sê. En daar swem hulle oor die rivier. Hannie klou soos 'n neet en Wikus swem. Net toe hulle in die middel van die rivier is, sien Hannie 'n vreemde lang groot stomp nader gedryf kom. Dit lyk asof die stomp teen hulle gaan vasspoel. Hannie klap vir Wikus hard op sy dop, maar hy voel niks, want sy dop is mos hard. En toe die stomp omtrent by hulle is, sien Hannie, dit is Krokkie krokodil wat so op hulle afswem. Hoppatee, waar is my botteltjie met die stinksproei? Hoppatee, hier is hy. Net gou die proppie afdraai, sê Hannie en draai die proppie van die botteltjie af. Net toe Krokkie sy kop bo kan die water uitsteek om te kyk wat hy alles kan opeet, spuit Hannie van die stinksproei binne in Krokkie se groot neusgate. Krokkie krokodil spring met 'n boog uit die water en swem so vinnig as wat hy kan weg. Toe Wikus en Hannie aan die ander kant van die rivier aankom, gee Hannie een spring en daar staan sy op die wal. Toe Wikus sy kop by die water uitsteek, sê hy, sien jy, ek het mos gesê, ons sal veilig hier aankom. Hoppatee, ou Wikus. Ons was
amper Bokveld toe. Krokkie krokodil wou ons vang en toe spuit ek van die stinkmuisonsproei in sy neus. Ek dink dit het sy eetlus weggevat. Sê Hannie Haas. Kan jy glo? Sê Wikus waterskilpad. En daar swem ek en ek weet van niks nie. Sjoe, Hannie Haas, jy is 'n ware vriendin. Baie dankie dat jy ons lewens gered het. Ooh, maar ek moet sê, daardie sproei van jou ruik al te naar. Geen wonder ou Krokkie het so vinnig spore gemaak nie. Nadat die twee lekker gelag het, sê Hannie. Dankie dat jy my gehelp het, ou vriend. Ek moet nou aanstaltes maak. Kyk net waar sit die son al. Hoppatee. En daar trek Hannie Haas. Sy draf en draf tot by 'n groot ou uitgeholde boomstomp. Toe sy haar kop daar insteek, sien sy dit is heerlik warm en leeg. Hoppatee hop. Kan ek nou so gelukkig wees? Nou gaan ek van die lekker kos eet wat tante Tosseltjie vir my ingepak het. Nadat Hannie lekker geëet het, het haar oogie somme vinnig toegeval. En sy het nie eens weer daardie nag gedroom van ou Krokkie of sy stoute dinge nie.